ons sommer baie goed met julle. Dat julle reg is vir die lekker vakansie en dat julle sommer lekker tyd kan spandeer saam met vriende en saam met julle familie. Kom ons bid gou eers saam. Here, dankie dat ons self so in die vakansietyd na U toe kan kom en dankie dat ons met U kan gesels. Asseblief maak ons harte oop om te kan verstaan wat U vir ons wil sê vanoggend. Amen. Ek groet jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor Matteus. Nou dit is 'n boek in die Bybel, in die Nuwe Testament, waar Jesus met die mense om hom gesels. Maar eers wil ek by jou hoor, het jy al ooit 'n maatjie gehad waar jy gewens het, hulle wil meer moeite doen? Partykeer dan is ons in 'n vriendskap en dan voel dit asof ons altyd die een is wat vir hulle vra, hoe gaan dit met jou? Of die goed doen wat hulle graag wil doen, of gesels oor goed wat hulle oor wil gesels. Het dit al ooit vir jou gevoel asof jy meer moeite doen as jou maatjie? Jy wil soms partykeer net by pause sit en jy wens jou maatjie het nou vir jou kom vra, hoe gaan dit met jou? Maar jy is altyd die een wat na hulle toe gaan en met hulle gaan gesels. Wat as ek vir jou sê, Jesus voel partykeer so? Wanneer laas het jy met hom gaan gesels wanneer dit goed gaan met jou? Wanneer laas het jy na hom toe gegaan en gesê, "Sjoe, Here, vandag was 'n amazing dag gewees. Het U hierdie en hierdie gesien wat gebeur het vandag?" Partykeer vergeet ons wanneer dit goed gaan om met hom te gesels. Partykeer is dit net wanneer dit so moeilik gaan wat ons na hom toe gaan en vra, "Ag Here, asseblief help my net met hierdie en hierdie toets is so rof, ek weet nie hoe ek hierdie gaan doen," en dan vergeet ons om ook met hom te praat wanneer dit met ons goed gaan. So ek wil gou hê julle moet kyk na 'n stukkie hierdie gedeelte in Matteus, want hierso vertel hy vir ons dat selfs wanneer ons vergeet, al onthou ons net wanneer dit goed gaan of wanneer dit sleg gaan om met hom te gesels, tog daag hy altyd op. Hy is soos daai goeie vriend wat altyd daar is vir jou en altyd wil hoor hoe dit regtig met jou gaan. Maak nie saak hoe lank laas jy eintlik met hom gesels het nie. So kom ons lees gou hierdie stukkie saam. Matteus 7 vers 7 tot 12 sê, "Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek sal kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen." Nou wat beteken hierdie nou eintlik? Kom ons kyk weer na vers 1. Vra, soek en klop. Wat beteken dit? Dit beteken ons moet vra, ons moet bid, ons moet met die Here gesels, ons moet soek, ons moet kyk, waar kan ons ander mense help? Waar kan ons die Here se liefde uitbeeld? En hy sê ook, ons moet klop. So dit is goed wat ons aktief moet doen. Dit is soos wat ons daarso moet sit en kyk, ek het dink, daai maatjie lyk alleen. Ek gaan na hulle toe gaan en met hulle gaan gepraat. Dan is ons mos 'n goeie vriend, nee. Nou die Here vra dieselfde ding vir ons in ons verhouding met hom. Dit is nie dat hy 'n genie is wat enige wens gaan maak waar word nie. Hy vra dat ons 'n verhouding bou met hom. Dat ons met hom gesels wanneer ons opstaan in die oggend, dat ons vir hom vertel hoe ons dag gaan. Want hierdie 3 woorde, vra, soek en klop, dis goed wat ons moet doen. Ons moet nie net sit op die bank en wens vir goed nie. Ons moet aktief wees en gaan kyk, wat wil die Here vandag van my hê? Wat moet ek gaan doen? Waar kan ek help? Kom ons kyk, selfs in vers 8 sê hy dat elkeen wat vra sal ontvang. Nou hierdie is partykeer 'n moeilike stukkie, want baie keer dan hoop ons die antwoord is ja. Partykeer dan sê nou maar jy speel hokkie en jy wil baie graag in die span wees en jy bid en jy vra Here asseblief help my om hierdie span te maak. Maar dalk sê die Here nee, of dalk sê hy dis nog nie tyd nie, want hy weet wat die plan is. En die ding is,
Soos wat hierso ook staan, dat ons mense weet hoe om goeie geskenke vir ander mense te gee. Hoeveel meer weet God nie presies wat ons nodig het nie. Dalk sien hy, dit is nie nou goeie tyd vir jou om die hokkiespan te maak nie, want daar is soveel ander goed wat jy eers moet leer. Maar dit beteken nie dat die Here nie vir ons luister nie. Beteken nie dat hy nie hoor nie. Dit beteken net dat sy antwoord partykeer nie presies is wat ons graag sou wil hê nie. En dis moeilik, want dan dink ons dalk dat hy ons nie hoor nie, of dat hy nie verstaan nie. Maar tog vra hy nog steeds vir ons om te vra, te soek en om te klop, om aktief daai verhouding te bou met hom. So, wat leer ons vandag uit hierdie stukkie? Dit beteken ons moet werk aan ons verhouding met God, waar ons moet moeite doen om met hom te gesels en om deel van ons lewens te maak. Om in die oggende wanneer ons op te staan, vir hom môre te sê, om wanneer jy skottelgoed was, miskien partykeer moet ons bietjie werkies om die huis doen, om dan ook met die Here te gesels en om 'n glimlag op jou gesig te sit en daar te wees vir die mense om ons. Want ons moet onthou dat selfs al is sy antwoord nie altyd ja nie, weet hy nog steeds wat ons nodig het. Presies wat elkeen van ons nodig het. En al wat hy vra, is dat ons elke dag opdaag. Maar by Jesus beteken dit nie dat jy, of dit beteken eintlik, dat wanneer jy opdaag vir hom, dan moet jy ook opdaag vir ander mense, vir die maatjies om jou, vir jou familie, vir jou vriende, want daar is nog 'n stukkie in daai versie wat hy sê, alles wat julle wil hê, mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. So as jy wil hê 'n maatjie moet nice wees met jou, dan kan jy eers uitgaan en vir hulle gaan sê, kom ek help jou met iets, kom ons gaan speel, kom ons gaan swaai, kom ons doen iets lekker saam. Want, ek weet nie van julle nie, maar ek het al gesien, as ek in die kar ry, en miskien sit ek in die verkeer vas, en almal is sommer net kwaad om my, en ek glimlag, en ek kyk na die persoon langs my, dan verander hulle hele gesigsuitdrukking sommer ook. Dan is hulle nie meer nors nie, maar dan glimlag hulle ook weer terug. So daar is soveel wat ons kan doen, net deur hierdie klein goedjies, soos om te glimlag, om mooi te wees met die mense om ons. So ek daag julle uit hierdie week. Ek wil graag hê julle moet probeer om te kyk, hoe kan jy 'n beter vriend wees vir die mense om jou? Hoe kan jy beter God se liefde uitbeeld? So gaan sit daarso, dalk jy nou met vakansie, dalk jy by die see, gaan sit en kyk en wonder, wat sal ek graag wil hê 'n maatjie nou vir my moet doen? En dan, weet julle, dan is die moeilike deel eintlik, van dan moet jy eers daai stappie vat en vir hulle gaan doen. So sê nou maar, jy sit daar so by die see en jy wens iemand wil nou saam met jou 'n sandkasteel bou. Dan staan jy op, jy gaan praat met hulle, vra, wil jy saam met my 'n sandkasteel gaan bou? En dan is dit soveel makliker om dan 'n vriendskap te bou. En dis dieselfde ook met die Here. Hy is altyd daar, hy luister altyd wat ons sê, maar tog moet ons net soek en vra en klop en met hom gesels. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat ons hierdie goed kan leer by U, dat daar soveel wysheid in die Bybel is wat vir ons vertel wat om te doen. Ek bid asseblief vir elkeen wat hierdie luister, dat hulle sal weet hoe om U liefde uit te beeld. Here, gee vir ons die krag om op te staan en ander mense te behandel, soos wat ons graag wil hê, hulle ons moet hanteer. Dat ons mooi sal wees met die mense om ons, dat ons sal smile en mense sal aansteek om weer gelukkig te wees. Dankie dat ons weet, U luister altyd en U hoor ons, al is die antwoord soms nee. Julle moet 'n baie lekker week verder hê, en kom ons sing nog 'n paar liedjies saam en geniet die vakansie. I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I love to praise the Lord. I jump and dance with all my might, though I look funny, that's alright. I love to praise the Lord. I'll do anything just for my God, 'cause He's done everything
I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I love to praise the Lord. I jump and dance with all my might, though I look funny, that's alright. I love to praise the Lord. Al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al dreig my vrese, my diepste vreugde hier, al vergaan die wêreld, die hele skepping rondom my, sal U, Heer, my toevlug bly, want U alleen, want U alleen, het ek lief vir jou, het ek lief vir jou, naam bo elke naam, naam bo elke naam, U regeer, al skuif die berge, tot in die dieptes van die see, al dreig my vrese, my diepste vreugde hier, al vergaan die wêreld, die hele skepping rondom my, sal U, Heer, my toevlug bly, want U alleen, het ek lief vir jou, naam bo elke naam, naam bo elke naam, U regeer, U was nog altyd hier, U was nog altyd my beskerming, U is nog altyd God, U is nog altyd in beheer, U was nog altyd hier, U was nog altyd my beskerming, U is nog altyd God, U is nog altyd in beheer, U was nog altyd